Baie dankie Johan, dis so voorreg om hier by julle te kan wees. Ons is al die paar dae van Mosselbaai af, maar en ons het gedog ons bly op 'n mooi plek, maar julle bly ook op 'n mooi plek. Dis 'n voorreg om hier te kan wees en ons wil net al die eer vir die Here gee. En aan die einde gaan daar mense van elke stam, volk, taal en nasie wees wat saam die Here gaan loof en prys. En ons sien so uit daarna, maar ongelukkig gebeur dit nog nie. So, wat ek net sien, moet ek hierdie ding aansit ergens? Hy is aan. Daar's hy. As ons nou kyk in die wêreld, is daar verskillende gelowe. En as ons nou dink, en ons wil so graag sien dat mense van elke volk, stam, taal en nasie die Here loof, dan is dit ongelukkig nog nie die realiteit nie. Daar is mense wat nog onbereik is. Dit beteken, die kerk onder hulle is nog nie sterk genoeg om hulle eie mense te bereik nie. Nou baie keer is dit mense daar ver in Asië en in Noord-Amerika, in Europa, maar ek weet dat hierso van hierdie skepe mense afklim wat nog nooit die evangelie gehoor het. Toe ons begin uitreik na die Chinese en die Pakistanis daar in ons omgewing, mense wat al jare in Suid-Afrika bly, kom ons agter, in Suid-Afrika, by hierdie selfoonwinkel, in 'n besige mall, is daar mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. En hoe gaan hulle hoor? En as ons kyk na die statistieke, daar is omtrent 30% Christene, 31,2% Christene in die wêreld, maar ons weet mos nou, dis nie almal wat hulle self 'n Christen noem, wat werklik wedergebore is, en wat 'n lewende verhouding met Jesus het nie. Ongelukkig is daar net omtrent 11% van die mense in die wêreld wat Jesus ken, skat hulle. Maar daar is ook 25% moslems in die wêreld. En 15% hindoes. Die ateïsme groei meer en meer, veral in die kommunistiese wêreld, Europa, post-Christianity, mense wat tradisioneel Christene was, glo nie meer in God nie in baie dele van die wêreld. Maar daar's ook 'n groot aantal boeddhiste in die wêreld, daar's mense wat animiste is, dis die mense wat die voorvadergeeste en die geeste aanbid, so ook die Chinese tradisionele gelowe, en dis omtrent nog 'n 10% die animiste en die Chinese gelowe saam. Mense wat nie Jesus aanbid nie. En dan is daar ook 'n paar ander gelowe. Die ongelukkigheid hiervan is dat 100 jaar terug was daar ook nog 33% Christene. So ons groei nie in persentasie gewys in Christendom nie. Maar prys die Here, die hoeveelheid mense wat tot bekering kom, daai persentasie is baie hoër as selfs die moslems se geboortesyfer. Die Here is besig met 'n nuwe ding en ons sien dit oral, jong mense kom tot bekering. Daar in Noord-Afrika, ons het 'n span in Indonesië wat nou gegaan het na 'n heeltemal onbereikte groep. En hierdie mense, die eerste keer dat hulle die evangelie hoor, duisende moslems kom tot bekering. Selfs in Mosambiek, in ander plekke van die wêreld, net in YWAM het ons nou 30 disipelmaker bewegings, dis disipels wat disipels maak, generasies en duisende mense wat tot bekering kom. So, daar is hoop. Ons het die antwoord, Jesus is besig om te werk soos nog nooit tevore in die wêreld nie. En een van die maniere, hoe kan ons hierdie mense bereik, veral mense van 'n ander kultuur? Nou, een van die maniere wat baie sterk na vore kom nou in die sendingwêreld is die area van oraliteit. Dis nie almal wat met 'n leeskultuur groot word, waar hulle ma vir hulle lees nie. Die meeste mense is storiekultuur mense wat hou van luister na die radio en na stories. En die Bybel is geskryf as 'n storie. So Paula, as jy kan vorentoe kom asseblief, Paula gaan vir ons die storie vertel. So in plaas van lees, julle hoef nie julle Bybels oop te maak nie, julle kan na die tyd gaan kyk, maar Paula is redelik akkuraat met haar storie. Ons gaan die storie lees vertel uit Markus 2. En dit is so kragtig, in plaas van om net 'n storie te lees, dat ons die stories mooi memoriseer en met die evangelisasie en disipelskap, dat ons stories gebruik, want dis hoe die Bybel geskryf is.
Toe Jesus weer na Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy daar is. En baie mense het om hom saamgedrom om te kom luister hoe hy die woord verkondig. En daar het 4 mans gekom wat 'n verlamde man op 'n mat na hom toe dra. Maar dit was so vol, selfs voor die deur was dit vol, dat hulle hom nie tot by Jesus kon bring nie. En toe gaan hulle op na die dak toe en hulle lig die dak. En toe hulle dit oopgebreek het, toe laat sak hulle hierdie verlamde man op sy mat tot voor Jesus. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, seun, jou sondes word jou vergewe. Maar daar in die gehoor het skrifgeleerdes gesit en hulle het in hulle harte geredeneer, wie dink hy is hy? Dis laster, net God kan sondes vergewe. Maar Jesus het in sy gees geweet wat hulle dink, en hy sê vir hulle, hoekom het julle hierdie bedenking in julle hart? Wat is nou makliker, om vir hierdie man te sê, jou sondes is jou vergewe, of om vir hom te sê, staan op, vat jou bed en gaan huis toe? Maar sodat julle sal weet, dat die Seun van die mens volmag het om sondes te vergewe op aarde, sê ek vir jou, staan op, tel jou mat op en gaan huis toe. Onmiddellik het hy opgestaan en sy mat opgetel en geloop. En almal daar was verstom, want hulle het dit nog nooit gesien nie, en hulle het God geprys. Dankie Paula, dit is so kragtig. Dis woord en faith comes by hearing. En hoe kan ons dit gebruik? En ons sien, as ons met mense van verskillende kulture gewerk, hoe impak dit het as ons die storie vertel as 'n storie. Hulle sê omtrent 70% van die Bybel is geskryf in storievorm. So hoe kan ons dit gebruik? Maar hierdie storie is vir my so mooi, want hulle het 'n missie gehad om hulle vriend by Jesus uit te bring. So hoe kan ons vriende maak met mense wat Jesus nodig het? En die moeite wat hulle gedoen het, hulle kon nie net die man na Jesus bring nie. Hulle moes saamwerk in die eerste plek. Dink nou net, as elkeen in sy eie rigting probeer trek het, hoe moeilik sou dit wees? As jy alleen was en jy moet op die dak klim en iemand hierdie dak laat sak, is nie moontlik. Ons het nodig om hande te vat, saam te werk, een doel voor oë te hê om mense by Jesus uit te bring. En die moeite wat hulle gedoen het om hierdie man by Jesus uit te bring. Dink nou net, as jy nou by trappe of 'n leer moet opklim met iemand wat jy dra op 'n mat en die dak oopbreek. Dink nou net as ons nou hier, as iemand nou hier begin die dak oopbreek. Die stof en die geraas en dit gaan chaos wees. En mense gaan begin ietsie te sê oor hierdie manne wat nou begin die dak oopbreek. Die skade, wie betaal op jou en vir die skade? Maar hulle het moeite gedoen om daai persoon by Jesus te kry. Hulle was nie bang wat die mense gaan sê nie, maar wat het gedink, hoe kan ons iemand na Jesus toe bring? En dis ook ons storie, ons het gegaan, ons het as jong mense gevoel, die Here roep ons en ons wil 'n verskil maak. En ons het toe gegaan na Mosambiek toe, daar reg in die noorde het ons gehoor, daar's mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Dis op hierdie stadium was daar volke daar wat die grootste onbereikte groepe in die suidelike halfrond was. En ons het toe gevoel, die Here roep ons om te gaan, en ons het daar gaan bly, eers in Lichinga in die noordweste van Mosambiek, vir 13 jaar, of eers 8 jaar daar gebly, en toe 5 jaar ook het ons in 'n moslem dorpie gaan bly. Nou basies die eerste 8 jaar het ons geleer wat om nie te doen nie. En die volgende 5 jaar het ons in die dorpie gaan bly tussen die mense wat ons wou bereik. En in daai 2 jaar het ons nie die evangelie verkondig die eerste 2 jaar nie. Ons het net geïnfiltreer in die moslemgemeenskap en ons het vriende gemaak, ons het die taal en die kultuur geleer en ons het gebid. Dit was geestelik so 'n duister plek, net om stilte tyd te hou, daai tyd was moeilik. Maar net ons teenwoordigheid daar, dit was geestelike oorlogvoering, ons gebede het die Here gehoor en die Here het begin werk onder die plaaslike mense. En gedurende een van daai eerste Ramadan tye het ons gehoor in Noord-Afrika is hulle besig
of is die Here besig om mense te red deur drome en visioene? Daar's mense wat net 'n droom van Jesus kry of 'n revelation kry en dan kom hulle tot bekering. En ons het gebid in daai Ramadan tyd, want ons het ook gebid gedurende hulle Ramadan tyd, die ander Ramadan tyd het ons saam gevas en gebid vir die redding van die mense in daai dorpie. En in daai selfde Ramadan tyd het hierdie jong man, Zidane, het hy 'n droom gehad. En in sy droom het 'n man na hom toe gekom in wit klere. En hy as 'n moslim selfs het besef, hierdie is Isa al-Masih, Jesus die Messias. En hy het Jesus hoor sê, kom, volg my. Hy het nog nooit die evangelie gehoor nie, nog nooit die Bybel gelees nie. Maar hy hoor Jesus praat met hom. En toe sien hy homself in sy droom, ander mense die Bybel leer. Hy is besig om vir hulle die Bybel te leer. En in hulle kultuur is dit 'n moeilike ding, want die manier wat die voorvaders kommunikeer, wat die geeste kommunikeer, is deur drome. En hy is toe bekommerd, en die enigste Christen wat hy ken is toe Pedro, wat deel van ons YWAM span was, en hy gaan na Pedro toe, en hy vertel vir hom sy droom, en Pedro deel die evangelie met hom, en Zidane was een van die eerste mense wat na Jesus, wat sy lewe vir Jesus gegee het in daai dorpie. En dan het ons ook nou spesifiek gesoek na manne van invloed in die dorpie. Wie kan ons beïnvloed? En soos 2 Timoteus 2 vers 2 sê, wat julle van my gehoor het, leer dit aan betroubare manne wat ander kan leer. En ons het daai mense in die dorpie gesoek, en Geraldo, ons kollega, hierdie jong YWAMer, hy het een van die leiers, een van die chiefs in die dorpie, het hy bevriend, en hy het net by hom taal geleer, want Geraldo was van 'n ander stam, en hy het begin Bybelstories vertel vir die ou oom. En die ou oom was mal oor die Bybelstories. Kyk, die Bybelstories is nie soos die stories in die Koran van die moslems. Want daar so is dit stukkie hier en 'n stukkie daar. Dis nie volledige stories nie, maar die Bybel het sulke mooi volledige stories met 'n begin en 'n einde. En hy het so gehou van die Bybelstories, en veral toe ons vir hom 'n audio Bybel kry, en hy luister en luister na die woord. En hy het siek geword, die ou oom, en in hulle kultuur het hulle so 'n fatalistiese wêreldbeskouing van inshallah, soos hulle sê, dis God se wil. So enigiets wat gebeur, selfs slegte goed, sê hulle nee, maar dis God se wil. En hulle het net gesê, dis sy tyd, inshallah, en hulle het hom net gelos. Sy kinders was in die veld, en niemand het na die ou oomie gekyk nie. Maar Geraldo, hierdie gelowige het gegaan, elke dag, hierdie moslim oomie gaan besoek, en hy het vir hom kos gevat, medisyne gevat, vir hom gaan bid elke dag, en op 'n stadium kon die oom nie meer uit die bed uit opstaan nie. En Geraldo het gegaan met 'n lepel, en die oom fisies gaan voer daar in sy bed. Hy het 'n skottel water gevat, en die oom gaan bad in sy bed in daai tyd. Deur die liefde van daai gelowige, en die Here het ons gebede beantwoord, het die oom gesond geword. Dit was net die Here. En in die eerste vergadering, wat hy weer by is, by al die mense, sê hy voor almal, onder al my kinders het ek nie een seun soos Geraldo nie. Nou Geraldo is van 'n ander stam, hy is 'n Makua, en Senior Maduka is 'n Yao. So net die feit dat hy dit sê oor hom, want hierdie twee stamme kom nie lekker oor die weg nie. Maar hy het hom toe nie net as sy seun aangeneem nie, maar hy het sy lewe vir Jesus gegee. Ons skat, hy was al klaar 80 daai tyd, en al sy lewe was hy 'n moslim, maar hy het tot bekering gekom deur die liefde van 'n gewone gelowige. En ons het almal in daai tyd vir die Here, of die Here het vir ons gevra deur die woord wat hy vir Moses gevra het, wat is in julle hand? Wat is in jou hand? En ons moes kyk, maar watter skills het ons, wat kan ons beter doen as gewone mense, wat het die Here op ons hart geplaas, wat kan ons gebruik om mense by die Here uit te bring, wat kan ons gebruik om die liefde van Jesus vir mense te wys. Nou ek het sportbestuur gestudeer, en ek was 'n sokkerafrigter, so ons het sokkerklub en 'n tennisklub begin, en Pedro, hy was 'n skrynwerker, so hy het skrynwerkopleiding begin, en Geraldo, hierdie jong YWAMer, hy was geïnteresseerd in gesondheidsorg, en daar was
geweldige hoë siektesyfer, veral met malaria. En daar was geen manier wat die mense medisyne kon kry of hulp kon kry in ons dorpie nie. En daar was ook nie eers publieke vervoer nie, so hulle moes 20 km loop om hulp te kry, en jy kan nie loop met malaria nie. En Geraldo het toe gegaan, 'n kursus gaan doen, en hy het geleer om met 'n mikroskoop te werk. Hierso sit hy met sy mikroskoop wat met sonkrag werk. Hy maak net die venster oop, haal sy mikroskoop uit, en daar kon ons begin toets. Ons het toe 'n kliniek oopgemaak en begin toets vir malaria en vir ander siektes. En volgens die statistieke het die sterftesyfer van kinders daarso drasties begin daal toe ons die kliniek oopmaak. En hierdie het 'n groot impak gemaak, want in die Afrika wêreldbeskouing, veral daaronder die jaars, is dood en siekte is baie sentraal in die wêreldbeskouing, want hulle glo dit kom van geeste en van curses of van vloeke af. So hulle was baie bekommerd as hulle siek was, en as jy iemand kan help as hy siek is, en jy wys vir hom, en veral as hy die krag van God kan sien, dan kom mense tot bekering. En so is ons weg na 13 jaar, en daar was net 20 gelowiges in die dorpie. 20 moslems wat tot bekering gekom het, 2 klein gemeenskapies van gelowiges wat ons daar kon vestig. En ons het so gevoel, nou wat het ons nou eintlik gedoen, maar die Here het ons bemoedig, dat dit gaan oor getrouheid, nie oor getalle nie. Maar na 9 maande het die gelowiges verdubbel, toe is daar 40, toe is daar 60. En hoe dit gebeur het was, toe die eerste gelowige sterf, toe was dit 'n geweldige krisis gewees vir die mense, want die moslim imams het gesê, ons gaan haar nie begrawe nie, sy is 'n Christen, dis julle probleem. En toe die gelowiges gaan om die gat te grawe, toe het die moslim jong mense begin probleme veroorsaak en gesê, julle gaan haar nie hier begrawe nie, hier is ons begrafplaas. En hulle vat toe die pikke en die grawe en die goed wat hulle geleen het, en hulle jaag hulle weg. Daar sit hulle, daar's nie 'n plek daar waar jy lyke kan hou nie, so jy moet dieselfde dag begrawe. En die gelowiges sit en hulle weet nie wat om te doen nie. En ons het gebid, hulle het ons laat weet, en ander mense, bid asseblief. In daai tyd het een van die hoofmanne gehoor daarvan, hy was daar, hy roep toe hierdie moslim jong mense, hy sê, wat doen jy? Wat doen julle? Selfs 'n slegte moslim sal nooit iemand verhoed om iemand anders te begrawe nie. Hierdie is goeie mense, hulle help ons. Nou gaan grawe julle die graf. En hy sê toe vir hierdie jong manne om die graf te gaan grawe, hulle roep toe die gelowiges terug, en hulle begrawe toe hierdie vrou, op 'n mooi tradisionele manier, sonder al die toordry wat daarmee saamgaan, en daar so het iets gebreek, en die vrees is weg, en hulle het gesê, hulle kan ook mense begrawe, hulle help ons, en mense het begin tot bekering kom. Toe ons 3 jaar weg is, nooi hulle my, kom praat op die jou konferensie. Ek is soos in, wat is 'n jou konferensie? Ons is daar weg met 20 gelowiges, nou is daar 300 reg oor die provinsie. En ons sê, maar wat gebeur? En daar's toe nou 300 gelowiges, hulle 200 op dieselfde plek, en hulle vra my om te kom praat daarso, en dit was soos iets uit die boek van Handelinge. Daarso staan een man op, en hy gaan agtertoe, hy gryp die babietjie, hy sê, kyk hoe vet is hierdie babietjie, en die mense klap hande, wow, kyk hoe vet is hierdie babietjie, en ons weet nie wat gaan aan nie, en dit was een van ons plaaslike gelowiges, Cassimo, en toe lig hy net die rokkie so van die meisietjie, en hy sê, kyk, geen toorbandjies nie, geen kralietjies nie, en net daai getuienis van daai eerste generasie gelowiges, want iemand staan op en sê, ek het 3 vrouens, nou volg ek vir Jesus, wat moet ek nou doen? En ons het van die begin af nie vir hulle liedjies van die buiteland af vertaal nie, ons het gevoel, maar die Here wil vir hulle self worship gee, wat hulle as jaus die Here kan aanbid, nie as Suid-Afrikaners of as Westerlinge nie. En ons het net vir hulle die audio Bybel gegee, hulle aangemoedig om hulle eie musiek te maak, en daarso op daai konferensie het hulle saam met daai musiek, het hulle begin hulle tradisionele dans sit. En hulle het so dans gehad, waar al die manne in die middel toe kom, en net op dieselfde tyd hulle voet stamp. En hulle loof die Here daar in hulle eie taal, nog nooit voorheen het soveel mense Jesus aanbid in die jou taal op dieselfde tyd. En terwyl hulle voete stamp, het was 'n stofvloer, styg hy stof net so in die lug.
En soos die stof styg, was dit soos 'n kombers wat net neerkom op daai plek. Die trane het oor my wange gerol. Die Here se teenwoordigheid was so tasbaar. Hierdie mense wat in hulle eie kulturele manier, in hulle eie taal, die Here loof en aanbid. En so het dit gegroei en na daai konferensie het hulle gegaan en gesê, ek het familie in die volgende dorpie, daar's mense in die volgende dorpie. Pedro reken, daar's nou, ons weet nie hoe om te tel nie, maar daar's 5,000, hy reken dalk 10,000 gelowiges al. En dit is nou net aan die Mosambiekse kant, dit het oorgespoel na die Malawi kant toe, en Malawi self is daar ook 'n beweging wat omtrent net so groot is, indien nie groter nie. En toe ons nou terugkom in Suid-Afrika, sê ons, maar wat gaan ons nou doen? Ons wil onder die onbereiktes werk nou, roep die Here ons terug na Suid-Afrika, toe almal het al die evangelie gehoor. Maar toe wys die Here vir ons, die mense in die gemeenskappe, hierso is Chinese, hierso is Pakistanis, en ons het toe die mense gekry om ons te help, maar hoe bereik ons die Chinese? En die mense van die Chinese Outreach Network het ons kom help, en ons het die Pakistanis en die Somalis begin raak sien, vriende gemaak met hulle, en hulle genooi na verskillende geleenthede toe, en ons het toe nou Engelse klasse op die ou end, het Esther wat saam met ons werk Engelse klasse begin, want dis 'n manier hoe ons kan uitreik na hierdie mense toe. Ek gaan vir Paula vorentoe roep, ons bly in Frimersheim, dis 'n klein gemeenskapie daar in die Mosselbaai omgewing, en dat Paula vir ons die storie van die eikeboom vertel. Ons het hierdie groot eikebome in ons yard, soos Fred nou sê, en elke jaar, as dit winter word, dan gooi dit miljoene blare af, en dit lê oral, maar dan in die lengte, dan stoot dit hierdie groen nuwe blare uit, vars blare, en so het dit ook gebeur, so 2 jaar terug kom ons een naweek by die huis, en hierdie bome het reeds hierdie groen blare uitgestoot, maar daar was 'n storm, en ons kom by die huis, en dis net boom, oral in die jaar, die boom lê daar, 'n groot boom, en ons is verbaas, maar wat het gebeur met hierdie boom? Want toe hierdie boom val, ons bly in 'n pastorie wat ons hier, so toe val hierdie boom op 'n deel van die kerk, en hy maak 'n skering, 'n kraak tot in die fondasie van die kerk. En 'n deel van hierdie boom, want soos julle daar kan sien, elke stam is omtrent 'n boom, val op die huis, en 'n venster breek, en 'n stuk van die dak breek. En daar was 'n dik kragkabel, die boom val hy kragkabel af, en vir 24 dae het ons nie krag gehad nie. En toe ons nou begin ondersoek en stel, maar wat gaan aan? Hoe het so 'n groot boom geval? Toe sien ons, maar hy's droog binne. Daar's bye wat 'n nes gemaak het binne. Toe sien ons sy wortels het vrot geword. So van die buitekant af was hierdie boom baie indrukwekkend. Hy het vars gelyk, hy het sterk gelyk, hy het gelyk of hy nuwe blare het, maar toe die storm kom, toe val hy, want van binne af was hy vrot en droog. En toe die Here so met ons begin praat, wat sê ons, hoe lyk ons lewens, hoe lyk ons wortels, wat gaan in ons hart aan, want van buite af kan ons pragtig lyk, ons kan gesond en vars lyk, maar as ons val, toe daai groot boom val, toe kry die kerk seer, toe kry die huisgesin seer, die familie, toe los het ons kragteloos, want die krag was af. En so die Here regtig in ons harte begin werk, maar hoe lyk jou gebedslewe? Hoe gaan die brand en intiem is ons verhouding met die Here? Tree ons in vir die mense om ons, en dit het ons net so kom bedien, dat dit regtig iets is wat ons weer wil oorvertel, sodat ons almal kan dink, maar hoe lyk ons lewe aan die binnekant? Want dit wat van binne af uitvloei is hoe ons buite toe leef. Ja, ons moet net weer voor die Here lê en repent, dat ons nie meer bid as ons in die aande wakker word nie, dat ons nie meer daai selfe vuur het nie, selfs ons as sendelinge, ons kan so besig wees met die dinge van die Here, dat jy vergeet van die Here van die dinge. En nou is ons tans in Suid-Afrika besig, dis ons gesin, Mikael het nou net getrou, ons jongste daar in die middel, met Lise, en hulle is op pad Indië toe. Hulle is nou net terug van 'n korttermyn uitreik daarin, hulle wil in Augustus langtermyn gaan, hulle is pas getroud, en Timon, ons ander seun, hy is ook by YWAM, by Fire and Fragrance, en wat ons sien nou in hierdie generasie, soos die mense nou praat van Gen Z, hierdie generasie van 13 tot 28 omtrent, die Here is besig om te beweeg in hierdie generasie, dis iets wat ons nog nooit gesien het. Skielik is dinge wat ons nog dieselfde gedoen het,
bring ander resultate. Ons sien nou in die skole in Mosselbaai, daar's nou 2 skole waar dit nou al gebeur het, dat pauses, waar hulle eenmal 'n week bymekaar gekom het, sê die kinders, maar ons wil elke dag die Here aanbid, en waar hulle elke dag hulle pause opgee, saamkom, en net die Here worship, en loof en prys, waar kinders op hulle knieë val, trane, selfs deliverance gebeur, net spontaan, waar die Here se teenwoordigheid net so kragtig is. En dan ook op universiteite in Suid-Afrika, Mikael hulle, en dis waar hy vir Lise ontmoet het 'n deernag gebedstyd gehad, waar op Stellenbosch Universiteit, waar van die studente kom, deur die nag bid hulle net vir die nasies, dat hulle tot bekering sal kom. En Timon, wat nou in Potchefstroom is, by Fire and Fragrance, hulle sien daai resultaat van hierdie jong mense wat tot bekering kom. Daar's nou meer as 100 mense op 'n slag kom om ons discipleship training school te doen daarso, waar ons voorheen net 'n paar gehad het, en is leiers uit die gemeenskap, uit die universiteite. In die skole is die Here besig om te werk. En hier kom 'n ding. En ons moet reg wees om hierdie mense te mentor, te disipel, te stuur, want die Here wil hierdie generasie gebruik, glo ek. En ek dink, generasie Alpha wat hulle na hulle gaan kom, gaan ons regtig dinge sien gebeur. So oral oor die wêreld, in Noord-Afrika, daar's soveel mense, moslems wat tot bekering kom. In Iran, dit veroorsaak 'n revolusie van mense wat by Jesus uitkom. En in elke plek in die wêreld, ons self begelei ons spanne in Afrika, ons het omtrent 50 spanne van YWAM, wat onder die onbereiktes werk, en ons het ook vir Tessa in Tanzanië, in Namibië. En weet julle Tessa, dit het my so aangeraak, hierdie meisie het gevoel, sy het 'n roeping van die Here in Namibië. En sy het nie die geld gehad om te gaan nie. En sy die Here vertrou, ek weet nie of dit hoeveel maande of dit langer as 'n jaar was nie, het sy vasgesit en die Here gebid vir die Here, voorsien vir my. En toe sy haar reisgeld het, nie eers haar maandelikse geld of niks nie, het sy gegaan. Sy is nou daar in Tanzanië, nou is sy die leier van die opleidingsskool waar sy ander sendelinge oplei. En sy het min ondersteuning, kyk ons in YWAM, soos die meeste sendelinge, ons kry nie 'n salaris nie, almal is volonteërs, maar omdat die Here haar geroep het. En hoe kan ons langs hierdie mense kom? En ons sien dit oral oor. Laas jaar, hierdie foto was geneem daar in die noorde van Mosambiek. Toe ons daar was, het ons gevoel die Here sê, moenie wag tot jy eendag alles weet nie, maar begin nou die mense te leer wat julle weet. En ons het toe nou opleiding begin en die School of Frontier Missions daar begin. Ons het so 6 of 8 studente op 'n slag gehad. Ons kom laas jaar daar 34 studente. Almal uit Afrika. Mense van Afrika steek hulle hand op en hulle sê hulle sal gaan. Ek het nou in die week skryf Eliseo vir ons. Hulle is daar waar ISIS nou net weer aangeval het. Van hulle mense is onttrek, maar hulle bly agter in die dorpie om die evangelie te verkondig. Daar's nog 972 onbereikte volkegroepe in Afrika. Hoe gaan ons hulle bereik? Ek glo die Here is besig om mense op te rig. Romeine 10 sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? Dis die ding, mense moet glo in Jesus, hulle moet hoor van Jesus. Want die volgende versie sê, en hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die voetstappe van Tessa daar, die voetstappe van hierdie jong mense wat gaan om die evangelie te gaan verkondig. Maar ons kan dit nie alleen doen nie. Dit help nie, ons het net mense wat gestuur is nie. En ons kort meer Namibiërs. Tessa is 'n goeie sendeling, ons kort meer Namibiërs om te gaan. Daar's nog mense reg oor die wêreld wat nooit van Jesus gehoor het nie. Kom ons kom terug na die storie van die verlamde man. Hoe gaan ons hierdie onbereiktes na Jesus toe bring? Dit gaan nie net een persoon of een organisasie of een kerk vat nie. En ek glo die Here is besig met iets waar hy eenheid bring onder gelowiges. Maar die eenheid is vir 'n doel. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Om sy getuies te wees.
Hoe kan ons iemand bring? Hoe kan ons mense bring na Jesus toe? So kom ons plaas onsself in die storie. En ek hoop van harte hier is niemand vandag wat deel is van die crowd nie. Kyk, dis 'n smal weg wat ons volg en dis die 2 spioene wat reg was, nie die 10 nie. Maar die crowd, hierdie skare het gekeer dat mense by Jesus uitkom en ek hoop hier's niemand van ons wie se lewens 'n hindernis is vir mense om by Jesus uit te kom. Maar miskien is hier van ons wat in daai situasie is van die verlamde man wat die Here vertrou, miskien vir 'n fisiese genesing. Miskien is hier van ons wat nodig het om te hoor, jou sondes is vergewe. Ons is meer as oorwinnaars in Christus wat ons krag gee. Hy het aan die kruis gesterf vir die sondes wat ons gedoen het, lank terug, vir dit wat ons gister gedoen het, vir die sondes van môre. Kom ons leef in daai oorwinning, dat die Gees ons verander van binne. Maar miskien het jy nodig om weer te hoor, jou sondes is vergewe. Miskien het jy nodig om te hoor, staan op. Staan op. En vandag wil ek dit van my gees tot jou gees spreek. Staan op. Staan op. Miskien is jy een van daai vriende. Miskien is jy iemand wat moet dink, wie is my mense met wie ek moet connect? Wie is ander wat my kan help dra? Miskien is jy die een wat daai behoefte moet raak sien van iemand wat nodig het om by Jesus uit te kom. En jy die een wat vriende moet nader roep en sê, kom ons help, kom ons doen hierdie, hier's die behoefte. Miskien is jy die een wat kan wys, kom ons doen dit op 'n nuwe manier. Kom ons laat sak, kom ons doen moeite om iemand by Jesus uit te bring. Ek glo dat die Here 'n taak het vir elkeen van ons in sy koninkryk. Dis nie net die sendelinge wat die Here wil gebruik nie. Want as daar 10% van die wêreld vandag 11% gelowiges is, beteken dit elkeen van ons het net 9 mense om te bereik in ons lewens as almal saamwerk. Anders gaan ons nie die onbereiktes bereik sien nie. So waar staan jy in hierdie storie? Is jy 'n vriend? Jy nodig om Jesus te hoor? Is jy dalk een van daai fariseërs wat nog twyfel in jou gedagtes? Wat gaan in jou hart aan? Jesus weet. Kom ons staan op. Kom ons volg hom. Kom ons raak net stil voor die Here. Elkeen, kom ons sluit ons oë en vra net vir die Here, Here, wat sê U vir my deur hierdie storie? Wat kan ek doen? Wat het ek in my hand? Praat net met die Here. Dit wat die Here op jou hart lê, bid dit net terug vir hom. Wees eerlik met hom. Here, dankie dat U gewone mense soos ons gebruik. Ons weet wat U onder die jare gedoen het, Here, dit was nie ons nie. Ons was op die regte tyd, op die regte plek, maar is U wat dit gedoen het. Is U wat besig is om die goeie werk wat U begin het en tyd te volvoer. Dankie dat U 'n plan het met elkeen van ons se lewens. Dankie dat U 'n plek het vir ons, dat U iemand het met wie ons vriende kan maak om na U toe te bring. Here, ons wil net vir U dankie sê vir hierdie gemeente wat sending verstaan, wat 'n hart het vir hierdie dorp, wat so strategies geleë is, Here, waar die nasies voet aan wal sit, waar goed van hier af gestuur word om die nasies te seën, waar goed van hier af kom, hiernatoe kom van die nasies af. En ek wil bid dat U hierdie gemeente sal oprig saam met die ander gemeentes van Walvisbaai as 'n ligtoring, Here, om U lig te skyn. Ek bid vir jong mense wat sal gaan.
Ons verstaan, Here, dat daar's mense wat wil gaan, maar ons bid ook vir daai stuurders, wat deur hulle besigheid of deur die seën wat U vir hulle gegee het, weer 'n seën kan wees vir ander. Dat U besighede sal oprig, mense sal oprig, gemeentes sal oprig, om saam met hierdie sendelinge te staan. Sodat ons in ons leeftyd, mense van elke stam, volk, taal en nasie, bereik kan sien voor U troon. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen. Kom ons staan op. Ek bedoel, nie fisies nie, jy hoef nie nou op te staan nie. Maar in jou gees, kom ons staan op. Die Here het 'n plan vir ons. Die Here het 'n plan met die onbereiktes, en dis ons, sy liggaam, ons is sy hande en voete, wat hy wil gebruik. Baie dankie.